O, halleluja. Wie is dankbaar vir sy genade? Ag, hy verdien net prys en dankbaarheid en vreugde en 'n opgewondenheid. Wat was dit nie vir sy genade nie? Was nie een van ons vandag hier nie. Maar as gevolg van sy genade is ons hier. Alle lof, alle ere. Weer so baie welkom vanmôre. Lekker om u te sien. Ag, en dis my begeerte soos die drusseltjies daar buite val, dat die Heilige Gees drusseltjies ook vanmôre op elkeen van u ook val. Wonderlik. Vergun my net, ek gaan iets anders doen wat ek dalk nog nooit in my bediening gedoen het nie, maar ek ag dit vanmôre voor, net voordat ek dit doen, wil ek saam met my vrou hom al die lof gee. Vir laas naweek. Vir elke ervaring, ons getuienis gekry. Dit wat gesê word, spreek van goddelike werk. Bonatuurlike werk. Prys hom daarvoor. Maar vergun my vanmôre, om Japie en Tannie Susan is besig om te pak, want hulle gaan verhuis. Maar so ek neem nou nie afskeid vanmôre nie, ons gaan later afskeid neem. Maar terwyl my oom hier sit, wil ek my oom eer. Ek het al my jare in die bediening nog nie so getrouheid gesien nie. Ek het nog nie so loyaliteit gesien nie. En dan het ek nog nie gesien so 'n liefde en 'n toewyding aan u Skepper, soos oom Japie nie. Te midde van soveel aanslae, te midde van soveel uitdagings, as daar ooit een is wat rede kon gehad het om by die huis te kon gebly, was dit oom. Oom het vooriges almal in skaamte laat sak. Niks sal by skei. Ongeag wat. Ek herhaal, hierdie oom het krisis op krisis en daar was baie redes om nie te kon gekom het. En nou noem ek sommer die bergpredikasie insluitende. Ek sluit die ou mens ontmoetings insluitende. Getrouer as getrou. Oom, mag hierdie getrouheid van oom goddelike seën en goddelike guns in ons liggaam vandag losmaak, sodat oom opnuut gevul word met sy guns en sy vrede. Oom stel 'n absolute voorbeeld vir ons almal. So baie geluk was sy seën en sy gunste met oom Japie. Nou wat net interessant was, Tannie Susan het eers na ons toe gekom. En sy het 'n hele paar jaar by ons gaan bid. Wat oom Japie nie by ons gaan bid het, nie by die huis gesit nie. Toe was hy die visievoorsitter in 'n ander kerk in die dorp. Net so getrou daar gewees. Totdat hy gepensioen het. En toe besluit hy om saam met Tannie Susan. En hier was hy dit is baie jare, seker al 15, 16 jaar. Wat oom hier by ons is. Ek ken nou nie. Maar oom, so baie dankie. En sê vir Tannie Susan om besonder ook dankie, dat sy die deur was. Sodat ons oom hier kon gehad het. Ons sal op die regte tyd mooi afskeid van hulle neem. En mooi sien nou, in my hart voel ek, dis nie die regte ding om te trek nie. In my hart voel ek nie, hier is genoeg omgee. Hier is genoeg voorsiening, om het goed, aangenaam en maklik te maak. Maar nou ja, daar is kindertjies en hulle, die skrif sê, en ek hou nie van hierdie skrif, maar is die waarheid. As jy oud geword het, sal jy in jou hand gelei word, waar jy nie wil wees. Met heilige respect oor die woord, ek hou nie daarvan, nie. Daarom sal ek gryp na genade. Amen. Stem jy saam? Dankie toch. Stem dat saamstem. Oom Japie, ons lief jou. Ek sal nooit gedoen het wat ek vanmôre gedoen het, as ek jou nie lief en gewaardeer het in die gees nie. Ek gaan vir u lees uit sy heilige woord, en dan gaan ons vanmôre sy woord geniet. Sy woord is altyd 'n blessing.
Sy woord is altyd aangenaam. Net 2 verse vanmôre, dan gaan ek later 'n paar ander verse net quoteer en duidelik maak. Wel uit Romeine 12, Apostel Paulus wat hier praat en wat hier skryf, en nou praat hy, nou sê hy, ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferming van God. Hy sê daar mooi, through the compassions of Jahwe. Hoor nou mooi, dat julle liggame stel, met ander woorde present, as 'n lewende, 'n heilige en aan God welgevallige offer. Dan sê as julle dit kan regkry en doen, dit is julle redelike godsdiens, rational, divine service. Dit bring, en ek gaan nou nie daaroor praat, maar dit bring ons tot 'n besef, dat daar met ander woorde nog baie meer as dit is. As ons dit kan regkry, om ons liggaam so te kan present, dat het 'n heilige welgevallige offer is, dan wil ek sê, dan aktiveer dit die ywer van God, om nog groter en goddelike dinge deur my en jou te kan doen. Nou, vergun my om dit te sê, ek is in my hele gees geoortuig, dat bovenhalwe dat hy genade gee, guns gee en seëninge gee, is God met 'n radikale hemelse bestel besig met hierdie bediening. Met reuse ervarings wat op pad is. En ek wil so ver gaan en dit ervaar ek wanneer ek my toewy en met hom deel. Hier kom behoorlike geestelike radikale manifestasie, sodat 'n dorp en sodat 'n provinsie en 'n land kan sien wie en wat hy regtig is. Dit glo. En daar's verskeie redes daarvoor. Op die monitors kan julle net so 'n bietjie oplig hier, so net op die monitors sien. By die ontferming van God, julle liggame stel as 'n lewende heilige aan God welgevallige offer, sê dis julle redelike godsdiens. Nou hoor wat sê vers 2. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie. Ek net hier mooi duidelik maak met toepassing tot vanmôre. Hierdie praat nou glad nie van sonde in die wêreld nie. Hierdie praat van om geestelik te redeneer en op te tree soos die wêreldse mense. Of soos dit algemeen in die wêreld gaan. So dit sluit in. Ek het dit teen jou gemeente, dat jy nie warm of koud is nie. Dit sluit dit in. Met ander woorde, dit verwys na sogenaamde kerksmense by ons saam, ons langs ons, voor ons en agter ons. En nou sê, moenie dink soos hulle dink nie. Weet, daar is 'n vreeslike spreekwoord wat vreeslike negatiewe resultate gegee het in hierdie land van ons. If you can't beat them, join them. Dis so verkeerd as wat kan kom. Dis so verkeerd as wat kan kom. Gelykvormig nie, hoor, maar word verander deur die vernuwing, by the renewing of your mind. Dan word my gedagtegange, hoe ek redeneer, hoe ek optree, word daardeur verander. Nou is die rede, sodat julle, is die rede, kan beproef, met ander woorde, lewende getuienisse kan wees, wat die goeie, die welgevallige en die
volmaakte wil van God is. Net tot sover. En ek glo vanweë Gees inspraak en dit wat hy nou deur sy heilige woord net hier gebevrug het, is daar nou 'n legio van gedagtegang, positief, wat moontlik is. Want u sien, dis hoe hy werk, baie dankie. Dis hoe hy werk. Die oomblik, wanneer sy woord bevrug, en omdat ons baie lede in die liggaam is, kry daar verskillende insprake en verduidelikings, maar alles kom in 'n eenheid tot sy lof en tot sy ere. Nou ons het laasweek het ons ontmoet en het ons geseën en het ons bevrug en Hanna het dit ook net hier gekwoteer. Hy is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. En toe het ons verder gehoor dat omdat hy geëet het, het hy geword. En omdat hy geword het wat hy geword het, kon ek en jy ook begin eet. Sodat ek en jy ook kan word. Sodat hy en u en ek tesame op die regte God gegewe tyd aan die ewige tafel kan sit. Vir 'n ewige maaltyd. Tot die verheerliking van die Vader. Alles is gedoen tot verheerliking van die Vader. En nou kom die vraag vanmôre, net voor ek hierdie vraag stel, wil ek dit net baie duidelik maak. Ek vat net vanmôre so aan die deur om die kluis oop te maak met hierdie saak. U gaan agterkom as ek nou begin noem dat hier 'n legio van openbaring en insigte hieroor is. Nou kom die vraag, wat moet ek en jy eet? Wat kan ons eet? Want u sien, dis van krisis belang. Wat eet jy? As ek net na die fisiese toe kan gaan, dit wat jy eet, dis wat jy is. Jy is wat jy eet. Nou kan ek baie humoristies so goed sê. Kom ons los dit daar. Maar net so is dit met die geestelike. Dit wat ek geestelik eet, dit bepaal wie en wat is ek geestelik. Dit bring 'n geestelike karakter en dit bring 'n geestelike beeld, 'n vorm. Wie en wat is ek? Nou, wil ek net gou duidelik maak op hierdie punt. En dit is so dat radikaal wat u en ek weet u gaan vanmôre radikale verskille wees, van wat u en ek regtig geestelik dink ons is. Dit verskil radikaal van wie wat God weet ek en jy is. Nou wil ek net iets duidelik maak hieroor ook, en dit is 'n preek op sy eie. Maar God weet wat het hy in my en jou gebelê. En dan weet God nog ook, indien jy reg eet, kan jy die volle potensiaal bereik. Maar as jy nie reg eet nie, gaan jy daai volle potensiaal nooit bereik. Met ander woorde, jy gaan skuldig bly aan die liggaam van Jahweh. Daarom so krisis belangrik om te verstaan wat moet ek eet en hoe moet ek eet. En die vreeslike
die volmaakte wil van God is. Met ander woorde, snap jy hierdie ding? As ek reg eet, kry ek 'n heilige geestelike vermoë. 'n Vermoë wat vanaf my gees na my siel tot in my liggaam inspreek. Ja. En hy bring dan in my liggaam 'n vermoë, 'n geestelike kwalifikasie, sodat my liggaam 'n heilige, 'n welgevallige, 'n volmaakte offer aan God kan wees. Nou hier, so klein bietjie humor net om hier te bevestig. Ek was 46 jaar oud. Nie nou nie was. En vir interessantheid, toe ek hier gestaan, en nou, Nico hou van klere, en ek hou van om netjies te lyk, maar in daardie tyd, het ek so baie komplimente gekry, want ek het baie tipe snitte gedra, baie kleure gedra, en ja, ek was ook uitgehaal baie kere daaroor ensovoorts. Die sekere mense in die dorp my laat weet, as jy beter aantrek, sit na jou kerk toe kom, maar terwyl jy so spattige jack baadjies en rooi skoene dra, stel ek nie belang om na jou kerk toe te kom, en dan my nou vergelyk met hierdie ander pragtige ou van die Kaap wat so mooi kan sing, wat ook rooi skoene dra, kan hy nou sy naam onthou nie, maar toe het my daarmee vergelyk, maar wat ek eintlik wil sê is, maar op daai stadium, terwyl ek komplimente gekry het, en baie my gevra, mans my gevra, waar koop jy jou klere? Hoor nou mooi, die humor hier aan. Nico het sy klere gekoop by die kinderafdeling. Want my size was small. En toe kry ek en my vrou, ons ry eendag aan ons praat, en die bedieningsdruk raak groot, en ek kom agter waaroor dit gaan, en ek was al die jare eintlik 'n landloopatleet, ek het landloop gedoen, maar dit het my al maarder en maarder gemaak, en kleiner, en sy weet ek het baie hard probeer deur eet net groot te word, maar die eet het nie gehelp alleen nie. En toe kom ons agter, ek moet begin gym. En die gym het my toe gedwing, en tot 'n oortuiging en openbaring gebring, jy kan nie gym as jy nie reg eet nie. So in al die jare het ek verkeerd geëet. En daarom het ek klein gebly, wat interessant was, ons vorige vriende en ons gesien het, dan sou hulle my op 46 jarige ouderdom gesê, jette maar, jy bly nou maar klein nie. Die president van my kerk op daai stadium het een môre staan hy agter my net voor ek hom moet oorgee, na die diens toe sê, jette, kyk jou van agter af en ek sien alles sit netjies en reg, maar jy's daar maar klein. Nou sal ek nou sê wat die vriende in die kerk, ag in die wêreld my genoem het nie, ons los dit daar. Maar toe ek begin hoor en reël en begin besef, wat moet ek eet? Toe dit 'n impak op hierdie liggaam gehad. En nietemin dit alleen, ek nou jy moet mooi verstaan, toe ek die regte goed begin eet, en het bring 'n impak, toe change dit hier alles. Toe, nou ja, toe begin ek eet dat aan appetite huil. Moedeloos raak. Johan liep daai tyd ook hier gaan bid, ons het altyd saam op vakansie gaan, lekker saam vakansies gehou, en naderhand roep hy vir Hanna daar in Sherry Center en hy sê, hoor hier so asseblief, jy moet my help. Ek kan nie meer saam met hierdie pastoor, hierdie man van jou loop nie, elke plek wat hy sien wat kos het, daar stop ons, en dan eet ons nie net, hy maak alles double. Hy sê, ek kan nie meer by bly nie, asseblief gryp in en help, want ek het agtergekom. As jy so eet, gaan jy iets kry, nou ja. En toe, nou sukkel ons weer om klere te kry, want ek is te groot. Ek sukkel met die broek en die baadjie konsep, ensovoorts. 'n krisis, en die skoene. O, jy dan nou iemand voor hulle sê, waar is jou wit tekkies, die trek 'n wit, so dan moes jou wit tekkies nie die.
Gister vra my vrou my, hoor jy gaan jy aan môre jou wittekkies? Ek sê nee, ek het dit net gedoen om die tieners te bless en vir hulle te wees ek is al nie so verkramp soos wat julle dink nie. Sy sê ag nee, ek kan dit wel. Ek sê nee, regtig, hier kom ek in die heilige bidkamer. In die heilige bidkamer sê vir my, waar is jou wittekkies? Ek moet jou wittekkies aan. Sê ek nee, ek wil nou nie weer die belediging kry, ek het oud geword en nou is my voete seer nie. En nou loop jy met sagte skoene nie. Wat moet ek doen? Maak nie saak wat ek aanvang nie. Kritiek gaan daar wees. Nou net so is dit ook met jou verhouding met God. Maak nie saak hoe heilig jy lewe nie. Maak nie saak hoe reg jy doen nie. Daar gaan altyd iemand wees wat 'n fout gaan vind. Maar nou roep ek en nou sê ek vir u vanmôre. Luister mooi, hy weet wat sy wil met my en jou is. En dan wil ek net gou dit ook graag duidelik maak. Ek herhaal sy preek op sy eie. Hy het by voor jou moeder skoot. Het dit klaar beplan. Maar as ek en jy nie reg eet nie, kom ek nooit by daai plan uit nie. Luister mooi. Dis nie God wat 'n change moet bring nie. Dis nie God wat iets niets moet doen nie. Dis ek en jy. Ek herhaal. Hy sê voor die grondlegging van die wêreld het hy my en jou al geroep. Het hy my en jou al gereinig. Het hy my en jou al geheilig. Halleluja. Met ander woorde, hoe meer getrou ek raak, hoe meer gehoorsaam ek raak, hoe meer manifesteer sy wil. Hoe meer kom tot stand sy goedheid, sy guns. En hoe meer word ek 'n getuie van sy waarheid. Ek wil vanmôre, verskoon ek opgewonde raak, maar is vanweë 'n gemeenskap en vanweë 'n verhouding met hom. Ek wil vanmôre hier sê, nie een wat hier sit. Ek weet ek wag nou baie, maar nie een wat hier sit. Besef vanmôre jou volle potensiaal wat God oorspronklik. Want luister, hy maak nie flops nie. Hy maak nie swakkelinge nie. Hy maak koningsseuns. Hy maak koningdogters. Hy maak uitverkore geslag. Halleluja. En daarmee wil ek vanmôre eers vir Satan sê, ek bestraf vanmôre elke leengees. Ek bind vanmôre elke minderwaardige gees. Ek bind vanmôre elke neergedrukte gees. En vanmôre opnuut maak ek in hierdie plek God se wil, God se beplanning, God se begeerte oor my en oor jou los. Met ander woorde, hoe meer ek reg eet, hoe meer raak ek bewus van sy wil. Hoe meer ek reg eet, hoe meer geestelike insig kry ek. Hoe meer geestelike openbaringe kry ek. Luister mooi, en dit verander my handel en my wandel. Kan ek dit sê? Dit maak my ook los van hierdie wêreld se manier van denke. En nou word dit nie, hier is dit groot, nou word dit nie 'n dissipline nie, dit word 'n begeerte. 'n Dissipline is 'n swakheid wat kan intree. 'n Dissipline beteken, ek het nog nie die volheid geëet nie. Want die dissipline sê, ek moet. Maar die regte voedsel sê, ek het 'n verlange, ek het 'n begeerte. Dis my alfa, wie hoor, dis my omega. Dis nie my swaar om kerk toe te kom nie, nie al hou te min kerke, ek wil meer kerk toe kom. Dis nie my swaar om Bybel te lees nie, ek wil hom lees môre, middag en aand. Nee, dis te veel elke môre bid. Ek wil bid môre, ek wil bid middag, ek wil bid aand. Ek wil elke oomblik in sy teenwoordigheid wees. Ek herhaal, as ek en jy reg eet, sal ons beproef, sal ons ervaar,
kan doen, wat dit hier kan doen, en wat dit in hierdie liggaam, ek praat van 'n geestelike liggaam, tot sy eer kan doen. Nou kom die apostel, en nou praat hy met my en jou, hy sê, en stel julle liggame as 'n lewende, as 'n heilige, en aan God 'n welgevallige offer. O, dit beteken net hoe belangrik die hele eenheid in die mens is, siel, gees en liggaam. Luister mooi, my liggaam, vir my liggaam, om hom te stel as 'n lewende offer, het hierdie liggaam 'n goddelike inspraak nodig. Het hierdie liggaam 'n goddelike energiewekking nodig. As ek dit so kan vereenvoudig, het hierdie liggaam 'n nuwe geestelike musselontwikkeling nodig. En voordat die liggaam dit kan doen, het die liggaam eers nodig dat die gees moet eet. Die gees moet heel eerste woord van God hoor. Want hy is die lewende brood. Hy maak twee stellings. Hy sê, as jy hierdie eet, sal jy nie sterwe nie. Dit beteken, hierdie sterwe beteken, daar sal geen versoeking te groot vir jou kom nie. Daar sal geen krisis vir jou te groot kom nie. Jy sal altyd 'n openbaring hê. Jy sal altyd 'n wysheid hê. Want die sterwe waarna hy daar verwys, beteken in die tyd van Eden, toe hulle geëet het, waar hulle nie moes eet nie, gesterwe. So hy verwys na dit, hy verwys na die fisiese liggaam nie. Maar dan kom hy, dan sê hy, en hy wat die brood van die ewige lewe eet, hy sal lewe tot. Halleluja. Met ander woorde, die geloof in die verhouding met hom groei van krag tot krag. Gaan, en nou wil ek dit vanmôre net met liefde waarsku. Hier kom gevare in hierdie land, sover godsdienst aan betref. Hier kom krisisse in hierdie land, sover baie dinge aan betref. Maar as jy geëet het, ek herhaal, as jy geëet het, sê hy, sal jy nie sterwe. Met ander woorde, dit sal nie oor jou kom nie. Is jy iemand in hierdie plek wat glo? Hy maak 'n weg vir sy kinders. Hy voorsien vir sy kinders. Hy onderneem vir sy kinders. Halleluja. Hy wie my eet, sal lewe tot in alle. En dan gaan hy na derde, verdere een toe. Dan sê hy ook, al het hy gesterwe, sal hy lewe. Met ander woorde, al het hy 'n geestelike fout gemaak, al het hy 'n geestelike onkunde gehad, maar omdat hy nou my glo, en omdat hy nou deur geloof begin eet. Luister mooi, ek kom terug. Die gees moet eers hoor. Wat moet die gees hoor? Hy moet openbaringswoord hoor. Hoekom openbaringswoord? Van die stryd van môre verskil van gister en vandag. So ek het vir elke dag 'n nuwe openbaringswoord nodig. Dis die probleem met die kerk. Hy staan nog op die openbaringswoorde van 20 en 40 en 50 en 60 en 80 jaar terug. En dit het sy tradisie geword en daarmee doen hy God. En hy dink hy is op pad hemel toe nie. Hy het glad die volle potensie, maar inteendeel sê God oor hierdie kerktydperk, omdat jy nie koud is nie. Omdat jy nie warm is nie. Met ander woorde, hy en ek kan nie sê lieg nie. Hy onderskei, hy weet wie's koud, wie's warm. As jy maar koud of as, wat ek ten minste geweet, hoe kan ek met my genade met jou werk? Maar omdat jy lou is. Met ander woorde, jy wil jou eie heiligheid werk, jy wil jou eie denke, jy regverdig iets, verskoning van, daarom maak jy my naar, ek wil kots.
ander woorde, ek wil jou uit my hele wil uithaal. Ek wil uit my hele begeerte, want ek het nodig om tot die volheid van blydskap te kom. Ek het nodig om tot die volheid van heerlikheid te kom. En daarom soek ek manne en vroue wat sy gees wil hoor. Met ander woorde, ek wil in my gees woord kry. Hy is die lewende woord. En as jy lewende woord kry, en jy eet dit, jy gehoorsaam dit, jy maak dit jou eie, hoor nou mooi, dan bring dit 'n geestelike energie, en dit bou 'n geestelike muskel aan die geestelike liggaam. Ek gaan gou so probeer verduidelik. Wanneer die gees hoor, dan het die gees 'n besluit. Wil ek dit glo, of wil ek nie? Kritiseer ek dit, of twyfel ek dit? En wanneer die gees besluit van algemeen onthaalwe, ek kritiseer dit, of ek betwyfel dit nog, dan beteken dit die gees het 'n negatiewe uitwerking op die siel. En die siel het dan nog 'n meer negatiewe uitwerking op die geestelike liggaam. Dat is baie goed in die gymwêreld. Dis lekker, maar as ons dit doen, jy geen muscle voordeel nie. Geen fitness voordeel nie. Maar is lekker. Jy kan aangaan. Jy gaan 'n prysie betaal. Net so. Maar as die gees hoor, hy glo, hy vat dit, hy lewe dit, dan het hy 'n goddelike inspraak op die siel, wat die aardsgerigte is. En as jy vir die aardsgerigte onderwerp jou aan hierdie oppergesag, jy verstaan dit dalk nie, jy weet dit dalk nie, maar omdat sy woord so sê, onderwerp jou, en as die siel dan die besluit neem, ek het nie die antwoord hiervoor nie, maar het onderwerp my hieraan, want dit is sy woord, en hy is die lewende woord, wat uit die hemel neergedaal het, onderwerp my, en omdat jy dit doen, is daar 'n eenheid, dis 'n siel en gees, waar twee saamstem, sal hulle liggaam die voordeel kry. Luister mooi, en dit bou 'n geestelike muskel, dit bou 'n geestelike liggaam in die geestelike liggaam, en dit gee die geestelike liggaam, nou sien die geestelike liggaam, nou voel die geestelike liggaam, nou hoor die geestelike liggaam, nou kry die geestelike liggaam 'n aanmoediging. Wow. Ek gaan dit nou maar sê, net om 'n voorbeeld te noem. Ek weeg nie meer 53, want dis wat ek geweeg het in 46 jaar oud is. Ek weeg 53 kilos. Ek vind dat kinders weeg dit en meer is nie. Maar nou ervaar my liggaam. Luister mooi. Toe Nico, ek kan Hanna vra, toe Nico agterkom, omdat ek so en so eet en so oefen, is die nou 'n resultaat. En so is jy nou soos wil, wat gaan klere koop, jy gaan maar toe skuld maak, jy nou ophou vet, jy nou ophou dit, luister hoor, toe ek dit agterkom, toe kon niks my keer. Ek het in die garage begin, met 'n ou game stel, die masjien by die game gekoop, en in die winter, vrek koud, dan sê sy my man, dis ijskoud, rus hier die winter, want luister mooi, ek het handskoene aan, maar die vingers is kaal, en as ek die white vat, en ek doen my oefening, en ek sê dit neer, dan is hier die vingers gevries, dan staan ek so, sê my man, hier's koekoes, sê my man, na die winter, kan jy weet, maar ongelukkig, het die reg eet, 'n krag losgemaak,
Ek sien iemand wat hoor. 'n Resultaat in die liggaam gebring. En die resultaat in die liggaam het vir my gesê winter of nie winter nie. Luister, op 'n stadium het ek rugmoeilikheid gekry. My onderlyf bewe so. As ek die masjiene vat en ek doen dit, dan ruk my hele lyf so. En as ek klaar is, dan gaan ek in die hoek van my garage op my rug en dan steek ek my bene in die lug om en ek trek my boude so in die hoek as wat kan kom, want dit verlig die pyn. En dan hou ek top, jy mag net 'n half minuut rus. Dan spring ek weer op en gryp ek die volgende ding. Party het gesê, "Gaan jou rug breek." My gerug is heiliglik gesonder. As jy iemand wat hoor, as ek en jy reg begin eet, gaan ons liggaam, gaan eers ons gees ontvang, my siel gaan ontvang, en dit kom in my geestelike liggaam. Ek herhaal, dit dissiplineer nie dan my liggaam nie, dit wek 'n ywer, dit wek 'n begeerte. En hierdie vlees kom agter, ek kan nie sonder sy teenwoordigheid nie, ek kan nie sonder sy salwing nie, ek kan nie sonder sy woord nie. Halleluja! As jy reg, met ander woorde, wat eet ons? Ons eet geopenbaarde woord. Dis voedsel. Nou gaan ek, en ek gebruik gaan hierdie tafel, ons gaan net nou tafel toe. As ek eet omdat dit 'n gewoonte is, bly die gewoonte in my liggaam. Maar as ek gaan eet, maar hierdie liggaam sê A, B en C, as ek net vinnig kan noem, deur sy wonde, deur sy opstanding. I'm a new creation. All things have passed away. Praise him, I am born. As ek met ander woorde, met daardie geloof, met daardie openbaringskennis gaan eet, raak hierdie liggaam 'n beproefde getuienis. Hy is werklikheid. Soos ek eet, so kom dit oor my. En as ek reg eet, sê hy, vat dan hierdie liggaam, sodat jy 'n lewende, 'n heilige aan God, 'n welgevallige offer. Ek gaan dit net nou noem, en ek noem dit dan nie om seer te maak nie. Ek wil dit glad nie noem nie. By die huis al, by vrugkamer, waar ek besluit, ek wil dit nie noem nie vir verskeie redes. Maar nou staan ek hier en ek word tot die besef gebring dat hy verheerlik word. Een van die grootste voedsels wat ek in my lewe toegelaat het, is sy naam. Toe ek hierdie voedsel toelaat, ek het nie al die antwoorde gehad nie. Ek kon baie mense nie antwoord toe hulle my aangeval het nie. Maar omdat ek dit toegelaat het, het dit 'n energie. 'n goddelike energie. Pastoor, wat praat jy van 'n goddelike energie? Hy het die geesteswêreld vir my oopgemaak, soos nog nooit. Ek verstaan geesteswêreld, ek sien geesteswêreld. Ek kry insigte op insigte. Luister mooi, ongelukkig of gelukkig, noem dit soos jy wil. Bestudeer ek nie die Bybel môre, middag en aand nie. Maar wat ek baie doen, ek bid baie. Ek gemeenskap om baie. En dan praat my môre ook, ek het nie Bybelvers gaan soek om hierdie preek te preek nie. Inteendeel, ek het bewys vir jou, ek kan dit vir jou speel op my foon. Het ek woensdagmôre, toe ek op my aangesig lê, en ek is besig om hom te verheerlik, toe gee hierdie hele boodskap van vanmôre vir my. Nou wat ek doen, as hy so praat, dan vat ek gou die foon se typie en ek typ dit gou, want ek is bang ek vergeet. Maar vanweë, ek gee jou sleutel, vanweë my gehoorsaamheid. En luister nou mooi, waarteen om net te hoor en nie te glo nie. Want so baie reken omdat hulle gehoor het, glo hulle nou, nee. Jou liggaam optrede sê, wat glo jy? As ek net na jou gesprekke luister, het jy buite die kerk, binne die kerk, dan kan ek hoor, wat glo jy nie. Maar as jy glo, dan kom daar goddelike inspraak
persoonlike ervarings. Die aanslag kom nog. Krisisse kom nog. Inteendeel raak het groter. Maar omdat jou siel deur die woord van die Gees gebevrug was, maak dit geen negatiewe impak op jou siel nie. En omdat dit nie 'n negatiewe impak op jou siel maak nie, is jou liggaam positief. En is jou liggaam vol vertroue. En sê jou liggaam, ek hoor nou en ek sien nou, maar daar is 'n God in die hemel. Jou liggaam is in 'n ervaring. En nou bely jou liggaam wat anders sê, jy's koekoes, jy's mal. Hier is 'n probleem, ons moet vinnig planne maak. Nee, my liggaam is onderwerp aan die Gees van die woord. En die Gees van die woord sê, want daar is geen ding by God onmoontlik nie. En dan gaan daar verdere belofte. En as jy my eet, as jy my eet, kan jy vra net wat jy wil. En ek, halleluja, waarom sal ek dit vir my gee? Want jy het in een gees met my gekom. Jy vat my woord. Daarom wat ek eet is openbaringswoord. Daarom kom hy vir 'n bruid wat alles gehoor het wat hy gesê het. Hy kom nie vir 'n onvolwasse bruid nie. Hy kan nie vir 'n tienerdogter kom nie. Hy kom vir 'n volwasse bruid. Met ander woorde, al die intieme openbarings wat hy gegee het ek nie net gehoor en nou dink ek dat, nee, ek het oorgegee. Ek lewe dit. Halleluja. Ek bely dit. En omdat ek dit lewe, omdat ek bely, kry my geestelike liggaam 'n goddelike energiekrag. 'n vermoë. As ek vreeslik elementêr nou kan verduidelik. Jy sien my vrou sit hard gewerk. Jy weet, Melanie en die ander dames weet. Die hele week voor die fees, dag en nag hier gewees en gewerk en sy het geroer met hierdie fees. En ek ken haar normaalweg dan by volgende week kan sy nie loop nie. Haar voete is seer en dis dit en dit. Nee. Ek moes aan haar vra want dis energie op energie op energie. That's the kind of God. Oh. As iemand nog gaan verstaan wat ek sê, hy het hierdie fees, het ons nie 'n glorification gehad nie. Ons het 'n intieme, wederbaring, ervaring gebeleef. Ons het 'n geestelike voedsel gekry, om ons siel, gees en dan in ons liggaam in staat te stel, om 'n absolute heilige offer aan hom te kan wees. Hoor mooi, gou vir u Romeine 6, die 13de vers, ek kan hom quoteer, maar ek wil hom mooi lees. En moenie julle lere stel tot beskikking van sonde. Nou sonde word hier ook verwys, as die God se doelmis, dis die sonde. Praat nie van rook, vloek, skel, drink en al daai twak. Hy praat van God se doelmis. As jy nie God se doel in jou lewe, met ander woorde, as jy nie reg begin geestelik eet nie, kan jy nie die volle potensiaal bereik nie. Dis wat hy sê. En moenie, en laat, moenie julle lere stel tot beskikking van sondes werktuie van die ongeregtigheid, nie hoor wat sê. Maar stel julle self tot beskikking van God. Met ander woorde, tot beskikking van God. Nie jou wil nie. Nie jou dinge nie. God se wil. God se openbaring. Hoekom gee hy openbarings? Ek en jy moet kom tot sy potensiaal. Wat hy binne in my, halleluja. Waarom het ek bereik wat ek bereik het? Want die potensiaal die binnekant. En ek het dit gevoed. Ek maak sy geestelike voedsel vandag los. Op elke hongerige siel, op elkeen wat regtig wil geestelik groei. Ontvang tot sy lof, tot sy eer. Hoor mooi wat sê hy. Maar stel julle self tot beskikking van God as mense. Heel eerste tot God. As God. Hoor mooi. Wat uit die dode lewend geword het.
baie wat ek hieroor kan sê. Ek moet seker begin klaarmaak. Verskoon my net. En julle lede, hoor jy mooi, as werktuie van geregtigheid in diens. Met ander woorde, ek gaan dit nou nie gekoetser uitdruk. Begin eet in vrede, woord. Tydig en ontydig. Sodat julle geestelike masselmense kan word. Want ek wil julle geestelike masselmense begin gebruik. Om my hande op die siekes te lê. Ek wil julle geestelike masselmense gebruik. Om my evangelie. Wie is hier iemand wat hoor? Mag ek vra, wie sê ek wil geestelik begin groei? Ek wil geestelik begin toelaat. Ek wil hierdie volle massel, sodat, luister nou mooi, dan gee die Heilige Gees wat bevrug, my gees en my siel en my liggaam, 'n muscle memory. Met ander woorde, ek sien net sterk in die kerk nie. Maar kom donderdag. En all hell break loose. Dan sê die geestelike muscle memory. Sondag het ek jou gewederbaar. Mag ek 'n toets gou op hierdie waarheid doen? Wie is hier omdat Sondag, laas naweek vir jou 'n blessing was, vir jou 'n aanraking was en vanmôre het jy ywer. Dit beteken, Satan, ek wil hier met dit hoor. Alle krisis, alle probleme, alle uitdagings, hoor dit, hierdie sit mense van wie 'n muscle memory in die geestesrealm, 'n geestelike voedsel wat u gegee het, wat hulle geëet het, hulle geglo het, en daarom is daar vanmôre in hulle liggame. Dat raad dit nou so in jou liggaam wees. Ek maak nou 'n salwing in jou liggaam los. En jy wil dit ervaar, gee hom dan 'n lof, of steek jou hande op prys, of doen net wat jy wil. Ek maak sy salwing nou in jou liggaam los, sodat jou liggaam sal weet, ek is gevoed met die brood van die ewige lewe. Hierdie liggaam wil, hierdie liggaam gaan, hierdie liggaam sal 'n lewende offer. Ek sal 'n werktuig van my God wees, en alle hel en alle pese sal kniel en sal bely. Hy wat 'n werk in my begin het, hy sal dit in my ook volëindig. En ek gee my vanmôre oor om die volle potensiaal te bereik wat hy met my wil bereik. Halleluja! Ag, ek weet, ek is bietjie lang, kan ek net nog so klein bietjie aangaan. Ek wil net nou volgende vers toe vat. Jammer. Hoor mooi, die wat wil weet, dis Efesiërs 2, ekskuus, vers 1, hoor mooi. En julle, sê ek, het hy dus so lewend gemaak, wat dood was. Hierdie dood was beteken, wat nie insig gehad het nie, wat nie woord kennis gehad het nie, wat nie woord openbaring gehad het nie, en daarom het ek verkeerd opgetree, deur die misdade en die sondes, waarin julle tevore gewandel het, hoor nou mooi, volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste en die magte van die lug, van die gees wat nou in die kinders van ongehoorsaamheid werk, onder wie ons almal ook vroeër gewandel het, in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees van die sinne gedoen het, en ons was van nature kinders van toorn, net soos ook die ander. Dis hoekom hy sê, omdat jy nie warm of koud is. Hoor hom mooi vers 4. Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groote liefde, waarmee hy ons lief gehad het. Jy moet hierdie ding verstaan. Ek gaan myself gebruik. Omdat Nico sy vrou lief gehad het en nog het. Dit wys hy. Wat moeilikheid. Het ek baie goed aan haar gedoen. Wat ek nooit gedink het ek sal doen nie. Omdat hy my en jou lief gehad het. Halleluja. Doen hy goed nou aan jou. O, wie wil hom net.
Halleluja. Die grote liefde waarmee ons lief gehad het, ook toe ons dood was, deur misdade, hoor mooi, lewend gemaak, saam met Yahweh. Met ander woorde, hy sê, die volle opstandingskrag, die volle beloftekrag, is nog steeds in die liggaam. Halleluja. Is nog steeds daar. Dit wat ek in daai 3 dae gedoen het, kan ek vanmôre vir jou doen. As jy die volle openbaring van daai liggaam vat. Want jy vanmôre kom eet, omdat jy hier wil lekker voel nie. Maar vanmôre eet ek, eet te wil. Eet te plan met my. En van vandag af wil ek eet, wat my 'n geestelike musselmens maak. Wat my geestelik 'n reus maak. Sodat hierdie liggaam 'n heilige, 'n welgevallige, 'n aangename geur offer vir u kan wees. En u dan my geestelike mussels. Met ander woorde, woord van kennis, woord van wysheid, woord van geloof, gawes, dat u dit kan gebruik. Sodat u daardeur verheerlik kan word, lewend gemaak. Nou sê, uit genade is julle gered, hoor nou mooi, en saam, sê saam, opgewek, en saam laat sit, in die hemele, Yahweh. Ag, verskoon my, maar dit gee 'n geloof nou in my, ek praat nou van die koekoetsa. As ek net daai vers kan onthou, glo en lewe, sal hierdie liggaam 'n energievlak kry. Ek het môre weer 'n groot uitdaging wat vir my wag. Maar nou verklaar ek dat die loop en die manifestering van hierdie liggaam vir almal wat ek gaan sien môre in hierdie saak 'n goddelike oortuiging kan gee. My God voorsien, my God onderneem, my God doen die wondere. Hulle, en dit wat die vyand en die Satan teen my wil hou, dit maak sy bloed. Nou tot niet, as jy iemand wat hoor, halleluja, dit bring my tot 'n besef, ek kan vanmiddag hier uitgaan, en waar ek loop, kan ek in my gees losmaak. Ek is 'n gesalfde, ek is 'n geseënde, ek is uitverkore, ek is 'n heilige priesterdom, en hoe meer ek dit sê, hoe meer massel kry my liggaam, en hoe meer massel my liggaam kry, hoe meer gees van oorwinning neem van my besit, hoe meer gees van krag neem besit, dunamis, wat alle aanslag van die bose vertrap en vernietig en klaar maak. Laat dit! Laat dit! So wees! Ag, nog tweede vers. Saam opgewek, hoor nou hier, Sura, sê Sura. Hy in die eeuwe wat kom, kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade en die goedertierendheid oor ons, wat in ons is as gevolg van geopenbaarde woord. Halleluja. Want dit genade is julle gered, jullie geloof in dit nie uit julle self nie, is 'n gawe van God. Nie die werke nie, sodat niemand kan roem nie. Want ons is sy maaksel, geskape in Yahweh tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Baie tyd gevat. Normaalweg sal ek altyd gehoor klaarmaak. Was sy roeg is net te swaar. Wie sê vanmôre, ek wil geestelike massel kry. Al openbaar nie wat, of ek het verstaan, of ek het nie verstaan nie, maar ek gaan het glo.
Staan jy gou. En jy's vanmôre dalk bietjie bang. Gaan ek uithou? Gaan ek volhou? Dan moet ek vir jou my persoonlike ervaring gee. Om hierdie goed te vra en te kry, is nie 'n grap nie. Ek weet, wat se benoudheid kan oor jou kom, want dit is vreemd. Maar een ding weet jy, maar dit is God se woord. Jy's bang om dit te preek, maar jy weet dit is God se woord. Jy's bang om dit te verklaar, maar jy weet dit is God se woord. En moontlik kan jy dalk vanmôre ook 'n bietjie bang wees. As hy met my praat op die pad, as hy met my praat by die werk, gaan ek dit glo, sodat my liggaam kan krag gee. Jy's bietjie bang, maar jy vra vanmôre, deur u genade, druk my aan die boesem vas. Dan kan jy gou uitkom en gaan ek net my hande op jou lê, en ek gaan net sy guns oor jou losmaak. Maar as jy vol moed het, vol ywer is, dan bly jy net daar, en dan gee jy jou oor. Nie my wil nie, maar laat u wil in my, en laat u wil deur my geskied. Halleluja, halleluja. Ek kan met vrymoedigheid sê, dis een ding om 'n besluit te neem, is 'n ander ding om hom uit te lewe. Dis 'n ander ding om hom te lewe. Maar luister my, Satan is bang, hy is benoud. Want hy weet as jy geestelike massels begin kry, is dit Ikabod met sy aanslag op jou lewe. Dis Ikabod met sy beplanning op jou lewe. Halleluja. Hy gee vir jou, hy onderneem vir jou, hy voorsien vir jou. So weet dit van nou af, kan hy 'n inspraak in jou gees gee. Moenie dit klein geloof, moenie dit ongehoorsaam nie, maar glo dit, laat dit toe, sodat jy geestelik kan groei, geestelik sterker kan word, geestelik in die oorwinninge kan kom, wat hy primêr vir jou geroep het. Melanie, my vrou, julle kan my kom help. Daar is sy tafel nou. Jy eet 'n vars insig. Vanmôre eet ek hierdie liggaam om 'n gestalte te kry. Hierdie liggaam om geseën te wees. Hierdie liggaam se bewaar te kan word tot by sy weerkoms. Tot by sy weerkoms. Hy sal staan en hy is by magte. Hy sal staan en hy is by magte. Net voor ek daaroor praat, hierdie lied, Saturate Me in Your Anointing. Weet ons wat dit beteken? Ek lees toevallig hierdie week, waar Aaron se seuns vreemde vure gevat het, né? En hulle is te dood voor die aangesig van die Here. En die Here sê vir Moses, moenie sê vir Aaron, hy moenie nou huil nie. Okay? Want die anointing, in die anointing is daar blydskap. Al is jou seuns dood daar voor jou. Dis nie nou tyd vir huil nie. Die anointing is iets anders. En toe sê hy ook vir Moses, en julle ouens wat nou onder die anointing is, as hierdie laar nou uitgaan by die tabernakel, gaan julle nie uit nie. Want die anointing oil is heilig en julle is afgesonder. Saturate me in your anointing. Veroorsaak dat ek in sy presence is. En in sy presence beweeg. En wanneer almal huil, dan moet jy lag. Verstaan ons dit? Het is te groot vir my om te begryp, maar ek sê, Here, ek kies jou to be saturated in your anointing. En toe ek nou begin lees, was dit vir my interessant. Baie dinge in die tempel en op die altare is meer gesalf met die anointing oil as met die bloed. Maar die twee het saamgewerk.
wil hê julle moet gou-gou, ek gaan gou vir julle help met 'n ja. Ek gaan julle gou help met 'n prentjie. And be not configuring yourselves into this age. Die woordjie configure. Die eerste deel van daai woordjie, con is saam of terselfde. Figure, jy gaan peer en ouens wat met instrumente, tegniese ouens mooi weet. Selfs rekenaars, jy configure 'n ding op 'n patroon van 'n ander. 100%. Jy vat daai patroon en jy configure hierdie instrument op dit. Dames wat klere maak, jy configure daai stuk materiaal soos daai patroon wat jy sny. Hy sê, be configured to the image. Word gelykvormig aan sy beeld. Elke keer wanneer ons openbaringswoord kry en ons maak hierdie keuse wat pastoor vanoggend oor gepraat het, dan sit ons daai patroon op ons lewe en ons begin om dit te configure, om dit uit te knip, om dit te stel, in te stel, presies volgens dit. Sal u saam met my staan? Vir die seën, dan sit jy daarna net weer vir die afkondiging. Hemelse Vader, dis my en hierdie gemeente se keuse vanoggend. Laat ons verstand sal verander ooreenkomstig die woord aan Christus en help ons met hierdie konfigurasie. Laat ons daai beeld sal sien, daai figure. Dit sal verstaan en sal intune ooreenkomstig dit. En nou, die seën, hy sê in Efesiërs, verligte oë van julle verstand, sodat julle kan verstaan die krag toward you. Het ons al ooit verstaan van die werking van die krag na ons toe? Hy sê dieselfde krag wat hom uit die dode opgewek het. Dis die krag wat ek na julle toe werk. Gedurende hierdie konfigurasie. Ek weet, hierdie week toe ek het lees, ek dink dit was gisteroggend. Ek het in die Engels dit gelees. Dit was so skokkend om te besef, hy staan daar en hy werk. Hierdie krag towards us, dieselfde krag wat Christus uit die dode opgewek het. En nou sê hy, bied jouself aan as daai een wat getransformeer is in daardie krag en opgestaan het uit die dode.